JD red die hoenders. Onthou jy nog wat hierdie trekkertjie se naam is? Ja, jy's reg, dis mos JD. Wel, JD is vandag baie opgewonde, want Tannie Maria het gister gesê, hulle gaan vandag op 'n nuwe plek gras sny. Elke week sny hulle hier voor en agter die huis, maar vandag is dit elders. Tannie Maria kom haal hom net na ontbyt by die stoor. Sy het 'n groot hoed op om haar teen die son te beskerm. Sy vryf saggies oor sy neusie en sê dan, "Kom JD, oom Koos het gesê, ons moet bietjie die gras voor die melkstal en langs die hoenderhokke gaan sny." JD was nog nooit by daardie deel van die werf nie en hy wonder nogal hoe dit daar lyk. In die oggende vroeg sien hy net deur die stoor se deur hoe die koeie in lang rye aangestap kom om gemelk te word. Oom Koos is baie lief vir sy melkkoeie en hy gaan wys graag vir ander mense sy melkery. JD is baie nuuskierig want hy het nog nooit 'n melkery gesien nie. JD laat sy engine van pure opgewondenheid brul. Hulle ry stadig oor die hobberige plaaspad en dan sien hy die groot gebou waar die koeie in loop. Die koeie het vriendelike groot bruin oë en sagte geel-bruin vel. Oom Koos noem hulle sy jerseys. Dis 'n snaakse naam, nee. Klink of hulle truie dra. Tussen die melkstal en die ander gebou wat seker die hoenderhokke is 'n groot stuk gras wat lank en lelik is. Dis duidelik dat hy en Tannie Maria baie werk vir die dag het, dink JD. Op die dak van die hoenderhok sit Daan, 'n groot rooi hoenderhok. Daan kraai elke oggend die hele plaas wakker. Hy sien vir JD raak en gee 'n lang uitgerekte kraai. Kukuruku, kikiliki, o, by gooiste, wat het ons hier? JD kry alweer skaam, want hy weet, hy het maar 'n koddige ou klein lyfie, en die ou haan lag nou seker weer vol. Tannie Maria steur haar nie aan die haan nie, en druk JD se neus in die lang gras, en trap dan die petrol. Hy hoes en proes en sy neus kielie van die lang grasse. Sy verstel die spoed tot die engine rustiger begin dreun en dan begin hulle heen en weer ry om die gras te sny. Dis warm en JD raak lui in die son terwyl hulle stadig heen en weer ry. Hy verkyk hom aan die beeste en die hoenders. Die volgende oomblik breek daar chaos uit. Die henne begin verboureerd kekkel en jy sien net vere waai soos hulle op en af vlieg en fladder. Ou Daan die haan pluk sy hoogste noot uit en kraai luidrigtig. Kokoloko! Kokoloko! Daar's 'n slang in die hok. Wat gaan ons doen? Tannie Maria, wat nie 'n bang haar op haar kop het nie, jaag op die hok af. Die slang hoor die hoë gedreun van JD se engine en probeer vinnig deur die lang gras wegsy. Tannie Maria sien hoe die dief van 'n slang nog met 'n paar eiers in sy keel vinnig op pad is na die melkstal se kant toe en sy besluit net daar om van hom ontslae te raak. Sy mik reguit op hom af. JD skrik om oor 'n mik vir die geel gedoente, maar Tannie Maria trap sy petrol weg en met 'n groot gebrul ry hulle bo oor die slang. Die henne gaan aan die kekkel en kloek. Hulle skree en klap hulle vlerke. Die haan kraai. Kukuruku! Kekeleke! JD het die slang uit oorlê. Oom Koos, wat die kabaal hoor, kom aangehardloop met sy geweer. Maar hy's te laat. Tannie Maria en JD het reeds die hoenders gered. Oom Koos sien die dooie slang eenkant en glimlag breed vir JD. Klop hom op die neus en sê, "Jy bly 'n trekkertjie 1000.
Dan klim hy self op JD se rug en sny die laaste stukkie van die veldjie sommer in 'n japtrap. Nadat die gras netjies kort is, ry hy tot by die melkstal en dan sit hy en JD trots en kyk hoe die koeie die een na die ander gemelk word. Dis al amper donker toe die melkery verby is en oom Koos JD terugvat stoor toe. Terug by die stoor, knip oog tannie Joan weer vir JD en sê: "En toe JD, toe red jy die hoenders vandag. Mooi man, ons is trots op jou. Jy is nie net 'n brandweertrekker nie, jy is ook 'n lewensredder."